Goeiemôre, heerlik om vandag weer met jou te kan gesels. Dit is die 22ste Oktober. Wow, kan jy glo? Oktober ook al amper op sy rug. En ja, ek en my man was vir 'n kort rukkie in die Kaap provinsie. En hier is ek terug en hier waar ek altyd staan in my tuin, is 'n bossie, so 'n beddingkie Shastas. En dit het gereën. En hierdie Shastas blom baldadig. En hulle staan so hoog soos my gesig. Dit is vir my regtig 'n heerlike gesig om vanmôre te aanskou en saam met die Shastas ons Hemelse Vader te aanbid en te loof en prys. En ja, die skrif waarna ek vanoggend graag wil verder kyk, is Jeremia 29 vers 11. Dit lees: want ek, hoofletter ek, dis ons Vader wat praat, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hemelse Vader, ek wil graag asseblief hierdie voor U neersit. As ek nou in 'n paar woensdagmôres oor hierdie teksvers praat, ek het niks om daaroor te sê nie. Maar ek weet dat U 'n hele nuwe wêreld vir ons kan oopbreek uit hierdie teksvers uit, en ek bid U, kom asseblief en kom doen dit self. Vader, ek bid dat U selfs dinge wat ek nie eers praat nie, in mense se harte sal oopbreek ten opsigte van dit wat regtig opgesluit lê in hierdie teksvers. Dankie. Ek loof en prys U naam. Amen, halleluja. Ek glo regtig dat hierdie teksvers een van die belangrikste of liewer bekendste teksverse is vir ons almal, en dat dit 'n vers is wat ons self baie bid en wat ons vir mekaar aan herinner. Maar nou vra ons Vader my om 'n kort reeks hieroor te doen, en ek is baie opgewonde, en ek weet nie wat dit is wat ons Vader graag regtig waar in diepte wil oopbreek nie. Maar kom ons kyk eers na hierdie intens belangrike woorde wat ons Vader hier vir Jeremia sê. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Hierdie opmerking is nie sommer net so nie. Uit die staanspoor van die begin af was en is ons Vader God in beheer. Hy beheer nie alleen die ganse skepping nie, maar waaragtig die lewe van elkeen wat deel is van hierdie goddelike skepping. Hy's God. Hy kan. Wanneer hy hierdie woorde spreek, ek weet, moet ons weet, die almagtige, lewende Here God weet waarvan hy praat. Sy woorde is nooit wind nie. Sy woorde is lewe en krag. Dit staan op sy waarheid en dit kom altyd in vervulling. Hy weet jy, eintlik kan ons net hier stop, want daar's net een ding wat ons moet weet. Die almagtige skepper van die hemel en aarde, die Here God, weet. Hy weet alles. Daar's waarlik niks wat hy nie weet nie. En, ook baie belangrik, daar is niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Moenie eers probeer nie, want ons kan net mooi niks vir hom wegsteek nie. Hy weet vir watter doel ek en jy geskape is. Hy weet waarom ons nou deel is van sy aardse bestel. En waarom ons nie byvoorbeeld saam met Paulus of Jan van Riebeeck op die aarde beland het nie. Hy weet presies waarheen hy met elkeen van ons op pad is. Hy weet absoluut wat dit is wat ons steeds kort kom om te kan vervul dit wat hy vir ons in gedagte het. Daar's net mooi niks waarvan hy nie weet nie. En elkeen van ons is vir hom belangrik. Elkeen het 'n spesifieke goddelike doel om in hierdie lewe te vervul.
Ons Vader weet ook dat niemand anders presies kan bereik wat hy vir my en jou bedoel het om by te dra tot die lewe hier op aarde nie. Elkeen van ons is uniek met 'n unieke opdrag en net ons kan dit vervul. Ons Vader God, skepper van hemel en aarde, weet alles. Ons moet basta probeer om vir hom mooi broodjies te bak. Ons eie planne speel geen rol nie. Ga sit by sy voete. Oefen om te wag. Omdat hy die enigste is wat waaragtig alles weet, het ons nodig om te oefen, om te wag. Wag op hom. Wag op sy woord. Oefen om te wag in sy teenwoordigheid. Wag tot hy gespreek het. Ja, wag op sy stem. Hoe kom ons daar? Elkeen van ons loop ons eie pad met ons Vader. Elkeen van ons is gebore vir 'n unieke skepingsdoel. Ons kan nie soos ander probeer wees en leef of op hom probeer wag nie. Ons is elkeen uniek in ons Vader. Ja. Daar is byvoorbeeld spesifieke genadegawes wat ons uniekheid beklemtoon. Maar nie twee mense leef selfs dieselfde genadegawe op presies dieselfde wyse uit nie. Almal is uniek. Ek en jy is uniek. Ek glo dat dit juis vir ons Vader groot vreugde gee om te sien hoe elkeen van ons spesifiek in ons uniekheid nie net sy planne vir ons probeer uitleef nie, maar ons verhouding met hom bou. 'n Unieke verhouding, nie gebou op die voorbeeld van ander nie. En hoor, soos ons met 'n ander mens verhouding bou, moet ons ook met ons Vader verhouding bou van ons kant af. Sy kant is perfek, maar ons moet ons kant bring. Geen verhouding val klaar volledig gegroei en gepoleer uit die lug uit nie. Mag ons Vader ons vooruitgaan in hierdie onderwerp. Hoe bou ek verhouding met die lewende, almagtige Skepper God? Dankie Vader, dat ons net hierdie begeerte kan uitspreek. Dankie dat ons net vir 'n oomblik waaragtig kan stil word voor die ontsaglike wete dat U as die Skepper van die heelal graag met elkeen van ons in 'n verhouding wil staan. Hoe groot is dit? Dankie Vader, dankie dat U ons so liefhet, dat U ons in U wil hê, nie net by U nie, maar in U wil hê. Ek bid dat U ons vooruitgaan in hierdie gesprek, dat ons regtig vir onsself sal ontdek, waar staan ek ten opsigte van my verhouding met die almagtige, lewende God, die enigste wat daar is. Help ons Vader. Help ons om, as ek reeds weet ek leef in 'n verhouding met U, help my om te ondersoek, waar staan ek? Wat kom miskien kort? Waarin kan ek nog groei? Kom U, gaan ons vooruit. Help ons om mooi te verstaan wat dit is wat U wil hê ons nou in hierdie onderwerp moet leer. Ons prys en eer U en ons verwag U. Halleluja, amen.